Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Ons is super opgewonde om ons aanddiens die 15de Februarie om 17:30 te begin. Ons gaan dan elke liewe Sondag aand gaan ons aanddienste hê. Toe ek gehoor het ons begin met aanddienste, was ek super opgewonde en ek het 'n bietjie gebid en vir die Here gevra vir woord vir die aanddienste. Die Here het vir my Romeine 16 gegee en toe ek dit eers lees, is ek van okay, maar dis bietjie weird. Ek verstaan nie wat die Here vir my probeer sê uit die vers uit nie. En hoe meer ek lees, toe besef ek Paulus se bediening sou nooit suksesvol gewees het sonder die gemeenskap rondom hom nie. En mag dit ons aanddienste ook wees. Mag ons 'n gemeenskap wees wat so by mekaar is, dat ons mekaar laat veilig voel, wat jy weet jy is geliefd en wat jy weet jy kan in vrede leef. So as jy elke Sondag aand by ons aanddienste instap, by daai deure instap, dat jy weet ek is geliefd, ek is geroep en die mense hierso neem my in hulle gemeenskap. Ons aanddienste gaan spesifiek fokus op studente en jong werkendes, maar enige iemand is meer as welkom om ons te join. As jy graag ons aanddienste wil join, of jy weet van iemand wat ons aanddienste wil join, kontak my gerus en ons laai jou op ons database. Ons is so opgewonde om elke kind terug te verwelkom van die vakansie af. DDK skop af die 18de Januarie. As jou kind tussen die ouderdom is van 3 en 12 jaar, bring hulle die 18de na ons eerste of tweede diens toe. As jy 'n passie het vir kinders en graag die DDK span wil join, ons het die 24ste Januarie 'n training geleentheid vir enige iemand wat deel wil word van ons span. Kom join ons. Die 25ste Januarie om 5:00 het ons 'n Next Gen oueraand. Hierdie oueraand is vir al ons DDK ouers en ons Fusion ouers. Ons gaan belangrike datums met julle bespreek en ook net lekker goed wat hierdie jaar gaan gebeur. Jy wil dit nie mis nie. Die 18de Januarie begin ons Fusion op Sondag weer. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die storie van die bouer en waarop ons fondasie moet bou. Maak seker julle is hier. Ouers, bring julle tieners saam. Sien julle daar. En die 23ste Januarie skop ons Fusion op Vrydae-aande af. Ons gaan die opening doen deur 'n minute to win it te speel. So maak seker jy's hier. Dis 'n geleentheid wat jy nie wil mis nie. Ons deure maak al 6 oop en ons begin 6:00. Kom en kom kyk wie gaan as die wenner wegstap. ELT, Equipping Leaders Training, is 'n kursus net vir jou. Ons wil jou graag toerus om 'n beter leier te wees in jou direkte omgewing, of dit nou by die kerk, jou werk, by die huis of by die skool is. ELT help jou om basiese Bybelse beginsels rondom leierskap te verstaan, asook leierskapontwikkeling wat jou 'n meer effektiewe leier sal maak. Die kursus is 6 weke lank en begin 2 Februarie hier by die kerk om 7:00.
Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Dit is lekker om vanmôre saam met jou te kuier. Dit is heerlik om te sien van julle is terug van verlof af. En die wat nog nie terug is nie, ons weet hulle is eintlik terug, hulle lê net by die huis vandag, nê. Laaste Sondag om in te lê. Lekker. Ja, dis heerlik. So deur die vakansietyd dan wonder mense altyd so die begin van die jaar, jy weet, waaroor preek jy en wat doen jy en dis lekker om vriende ook te hê wat kom kuier haar vanuit die tuinroete. Pietie wat hier op die verhoog is, Pietie Braaf, hulle is vriende van ons. Inteendeel was my bure gewees op 'n stadium toe ons gebly het. Hulle bly hulle net so agter ons en ja, is lekker om julle hier te hê vanoggend. Marietjie, hulle sit daar een kant, daar is hulle. Ja, daar is sy. So, dis lekker vanoggend om net saam met jou te gesels oor hierdie gedagte en ek dink te myself, maar wat is dit? Ons gaan vir 3 Sondae oor praat. Ek gaan vir 3 Sondae, die volgende 3 Sondae gaan ek verskillende karakters in die Bybel ook gebruik om daartoe te verwys. Die vraag is maar wat is dit waarvoor jy geken wil word? Jy weet, die een ding, nou ek weet daar's 'n klomp goed wat jy gou deur jou kop gaan, meneer of mevrou fiksheid. Weet? Alweer of dalk 'n suksesvolle besigheidsman of vrou sake in die sakewêreld. Dis waarvoor ek hierdie jaar geken wil word of die beste ouer, nê? Ek het daar 'n paar geskryf, of die intellektuele reus. Jy gaan hierdie jaar net 56 boeke deurlees in die eerste kwartaal van die jaar. Ek wil nie sê van daai ouens, ek wil alles weet, ek weet alles, ek gaan alles weet. Of miskien as jy die ou almal moet my sien as die joker by die werk. Ek wil geken word die jaar as die grapmaker. Of miskien die masterchef, né? Ek bedoel, almal van ons het daai moments wat jy dink, staan voor daai potte en dan dink jy, hier kom 'n dish, né? Jy maak dit en dit is altyd lekker, vir jou vrou is dit altyd die lekkerste. Sy moet dit sê. Maar anyway, waarvoor is dit, as jy nou vir jouself kan vra, waarvoor is dit waarvoor ek geken wil word? As mense nou die jaar, jy kan nou gaan kies, miskien so die begin van die jaar, of dalk is dit seisoen, of iets in jou lewe, wat jy sê, maar dis dit, nou daar's 'n spreekwoord wat sê, if you don't stand for something, you will fall for everything. Jy weet, is amper half, as ek nie gaan ergens 'n besluit maak, of 'n standpunt inneem, of 'n keuse gemaak om te sê, dit is wie ek is, of dis wat ek wil doen, of dis waarvoor ek wil bekend staan, as ek maar net saam met die stroom gaan, is dit asof wat ook al my pad langs kom, I will just, ja, dis ook okay. Want partykeer is dit moeilik om standpunt in te neem en te sê, jy weet, almal byvoorbeeld gaan nie gym toe nie, en jy is die een wat gym toe gaan. Ek vat net 'n voorbeeld, of wat ook al die prentjie is. Om te sê, maar ek gaan standpunt inneem. Ek gaan vir iets staan. Nou, dis meer, ek skryf dat dis meer as net 'n spreekwoord, dis eintlik 'n waarheid, soveel meer in jou lewe. Jy kan dit anders ook stel, as jy bietjie van 'n ander kant na hom toe kyk, kan jy sê, maar as niks gaan verander nie, gaan alles presies dieselfde bly. Dis eintlik eenvoudig, nee, dis half logies. As niks in die lewe verander, as jy niks in jou lewe anders gaan doen nie, kan jy nie die ander resultate verwag nie, verstaan? So dis ergens wat jy gaan en sê, dis nou miskien 'n ding waarvoor ek geken wil word, miskien moet ek iets begin doen daaromtrent, en partykeer bevind ons onsself by hierdie punt in ons lewe, in hierdie seisoen. Partykeer gebeur dit soos nou, die begin van die jaar, dis 'n nuwe seisoen, dis 'n nuwe jaar, is iets wat niets aanbreek, dan sê jy vir jouself, goed, hierdie jaar wil ek geken word vir A, B en C, hierdie jaar wil ek graag dit doen of dit doen, ek wil graag die mense moet my beter raak sien in verband met hierdie of daai of die goedjies, of miskien is dit, het jy deur 'n baie moeilike tyd gegaan en jy sê, dis dalk nie aan die einde van die jaar nie, dalk die middel van die jaar, wat ook al, maar dis 'n nuwe seisoen wat aanbreek in my lewe, en ek besef, as ek 'n ander resultaat wil hê, of anders wil leef, of anders wil voel, dan moet ek iets anders begin doen om ander resultate te kry. Die vraag vir my is, maar hoe gebeur dit, dat ons op hierdie punt kom? Dat ons daar kom, dat ons hierdie vraag vra, en sê, maar hoorie, ek het ergens, het ek 'n vernuwing, of ek het 'n verandering, ek skryf daar, of ek het 'n verstelling, jy weet, 'n koersaanpassing nodig in my lewe. Die vraag vir my is nie dat ons daar kom nie, of dit vra nie, die vraag is, maar hoe gebeur dit dat ons tot by daai punt kom? Wat het gebeur vooraf? Wat maak dat jy voel, okay, iets in my lewe moet verander?
Ek wil as iets anders begin geken word. Al die ouens ken my as die lekker pel. Ek wil dalk begin ken word as die geestelike pel. Verstaan jy? Of wat ook al die rede is. So wat maak dit dat jy by daai punt kom? En ek dink dis waar ons 'n bietjie gaan gesels oor die volgende paar Sondae, so inleiding tot ons visie Sondag wat in Februarie is. Dit gaan groot wees. 1 Februarie het ons Doxa Dayo se 30ste verjaarsdag. Kan jy glo ons is 'n ministry bestaan nou al 30 jaar. Jy weet, ons is nog 'n klein boetie van die groot familie, maar ons bestaan al 30 jaar. So ons gaan reg deur Doxa Dayo gaan ons dit vier in Februarie, ons 30-jarige prentjie. Maar die gedagte is opleiding na dit toe is die vraag deur 3 verskillende karakters. Nou ons gaan vanoggend 'n bietjie kyk na Moses en dan gaan ons 'n bietjie kyk na 'n prentjie van 'n Job en 'n bietjie 'n prentjie van Dawid. Net oor hierdie selfe vraag. Waarvoor wil jy geken word? En dit is altyd verskillend, miskien jou belewenis en iemand anders se belewenis is anders vir dit wat jy voor bekend wil word. Dit begin, skryf ek daar, by hoe jy oor jouself voel. Nou hierdie het 'n groot uitwerking in jou lewe, 3 spieëls wat 'n refleksie het van hoe jy jouself sien, waar jy elke dag mee gekonfronteer word. En die eerste een natuurlik is hoe ons oor onsself voel. Hoe ons onsself sien. Dis die een spieël. Met ander woorde, jy kyk in daai spieël elke dag, hoe jy jouself sien, is dit hoe jy reflekteer, dis wie jy voel jy is. Die ander een is hoe ander ons sien, jy staan by die werk in, of jy ergens, hoe ander mense vir jou sê en oor jou praat, dus jy kyk in daai spieël vas, hoe ander jou sien. En die derde spieël is natuurlik hoe God ons sien. Jy kyk in daai spieël en hoe God ons sien. Maar die meeste van ons hak vas by die eerste 2. Die meeste van ons gaan dit meer oor hoe ek myself sien, hoe ander mense my sien, en ons kom partykeer nie by die derde en die belangrikste spieël uit in ons lewe, en dit is eintlik hoe God ons sien. Jy sien, die eerste 2 se uitkoms is frustrasie of moedeloosheid of die gevoel van ek is nooit goed genoeg nie. Partykeer is dit jy jouself sien. Jy sien jouself as nooit goed genoeg nie. Dit is hoe die lewe werk. Ander ouens dink jy is 'n fenominale persoon en jy voel die hele tyd nee, ek is nie, of is andersom. Dis dalk sleg as jy dink jy is fenomenaal en die ander ouens dink jy so nie. Maar anyway, needless to say, daar's verskillende spieëls waarna jy kyk en hierdie spieëls het uitwerking op die einde van die dag hoe jy voel. Op die einde van die dag as jy in die bed gaan klim en gaan slaap, hoe jy voel as jy na die bed klim oor jouself, het jy genoeg in hierdie spieëls gekyk en dit het 'n prentjie van jou begin vorm. Jy sien, ek skryf hierdie spieëls, die eerste en die tweede, en dit alles te doen met 'n eksterne en 'n interne realiteit. Die eksterne realiteit is die goed buite jou beheer, wat mense se opinies oor jou is, wat mense, ek wil sê amper daai tweede tipe van spieël, hoe ander mense jou sien, en dan het dit 'n impak op die interne prentjie, hoe jy jouself sien, hoe jy jouself verstaan, wat jy binne beleef. So dit het waarmee daai 2 spieëls te doen het, en dan die derde spieël, wat eintlik die belangrike een is, het te doen met 'n ewige realiteit. God staan buite hierdie prentjie en hy sien, ons struggle hier en ons worry hier en al hierdie goed gaan aan en dit is moeilik en die lewe is maar vir ons ingewikkeld, dan dink God maar, ek wens jy kan net bietjie die prentjie groter sien, die ewigheidsprentjie beter sien. Nou ek het nou daar tou nou daar op probeer sit, wat jy sien, die voorpunt van die tou is nou so rooi geverf, en dan gaan die tou hier van die skerm af, nou as hy hier afgaan, moet jy nou self verbeel, hy gaan nie by die kerk uit, en hy gaan nie deur die strate af, en hy draai so 3 keer om die aarde. Dis hoe lank die tou is. Ek kon hom net nie lekker so lank tou in my kar kry nie, maar julle sien die prentjie, okay? Hierdie tou draai so 3 keer om die aarde, en daai rooi punt stel voor dit wat ons lewe op aarde, ons tydelike lewe, ons lewe tot die dag wat ons doodgaan. Dit is wat dit voorstel, en dan die res van die lengte van die tou is dan tot die ewigheid. Nou ons prentjie is, ons fokus so op die rooi gedeelte, dat ons mis, daar is 'n verskriklike langer lewe wat die ewigheidsprentjie insluit, en in hierdie rooi gedeelte is waar ons gekonfronteer word met die 2 spieëls, hoe ek myself sien, hoe ander mense my sien, en dit is waaroor die hele lewe vir my gaan. Lewe vir my is hoe mense my raak sien, hoe ek myself sien, en hoe ek deur hierdie rooi tydperk moet leef, en dis my amper al waaroor dit gaan, en ergens in my gedagtes, in 'n afterthought wil ek amper sê, is daar, en daar is nog 'n ewige lewe, maar ons sal daarmee deel as ons eendag daar kom, en dis nie nou belangrik, die belangrike ding is nou is, hoe ek oor myself voel, in hierdie wêreld, en hoe mense my sien. En ons leef ons hele lewe op aarde vir daai rooi.
asof dit is waaroor die lewe gaan. En dis wat die ewigheidsperspektief is. Die Here wil amper vir jou sê, sien jy die klein bietjie worry? Nou in daai rooi, sê kyk gou na daai rooi nê. In daai rooi is daar iewers 'n aand wat jy nie kon slaap nie. Hoe klein is daai aand in die lengte van daai tou? Op daai oomblik, daai aand vir jou gevoel, dis 'n ewigheid. En dis maar 'n druppeltjie in die emmer. En dis wat die Here vir jou wil sê, ek het ook 'n opinie oor jou lewe. Ek wil jou inlyf in hierdie ewige realiteit in. Daar's nie net 'n interne of 'n eksterne realiteit waarmee jy worstel nie. Daar's 'n ewige realiteit. En ek is in beheer daarvan. En ek is God. En ek het dit gemaak. Ek skryf die rooi gedeelte, voel ons baie keer ons moet weer begin. Of ons moet 'n nuwe hoofstuk skryf. Ai, ek moet alweer van voor af begin. Dis 'n nuwe jaar. Ons moet weer nuwe dinge begin doen. As alles dieselfde bly, as niks verander nie, gaan alles presies dieselfde bly. Dis waar ons is, in die rooi. Dis waar ons baie keer is. Ons voel so as gevolg van die impak van die twee spieëls, die eerste twee spieëls in ons lewe, die impak wat dit op jou lewe het. Voel jy, maar ek moet weer begin, ek moet weer iets nuuts doen, ek moet weer opstaan, ek moet weer iets van voor af doen. Maar ek skryf daar, God droom oor jou totale lewe. Hy droom oor die hele tou. Hy droom nie net oor die rooi nie. Hy droom oor die totale lewe. Hy wil vir jou sê, verstaan jy die grootheid van my droom oor jou lewe? En iets wat ek wil hê jy moet net verstaan in die rooi kan maak dat jou hele ewigheid anders is. Of iemand anders langs jou se ewigheid vir ewig anders is. Want dis waaroor die lewe eintlik gaan. Dit gaan oor die volle prentjie, die ewigheid. En ons gaan 'n bietjie kyk na die eerste voorbeeld van hierdie 3 preke. Dit gaan oor Moses. Nou Moses is vir ons 'n baie goeie voorbeeld hoe hy deur hierdie 3 spieëls in sy lewe gekonfronteer is. So lees saam met my nou. Hierdie is die gedeelte net waar Moses God ontmoet het by die brandende bos. En die volgende gebeur, die Here sê vir hom, gaan nou, ek stuur jou na die Farao toe. Jy moet my volk, die Israeliete weglei uit Egipte uit. Onthou nou, kyk jy altyd, God praat vanuit 'n ewige prentjie en Moses verstaan dit vanuit sy tydelike, die rooi prentjie, né? Kom hy sê weglei uit Egipte. Maar wie is ek dan om voor die Farao te verskyn? Het Moses vir God gevra. Hoe kan u dit van my verwag? Here, ek is Moses, hallo. Om die Israeliete uit Egipte weg te lei. God het geantwoord, ek sal by jou wees. In die rooi gedeelte, wat sê die Here vir jou vanoggend? Hy sê, ek sal by jou wees. Wanneer jou grootste vrees jou tref. Wanneer jy die volk uitgelei het uit Egipte en julle God by hierdie selfde berg kom aanbid, sal dit vir jou die bewys wees dat dit ek is wat jou gestuur het. En Moses het egter teëgestribbel. Hy, die Here self sê vir hom, ek sal by jou wees, dan stry hy. Kan ons so hardkoppig wees, het teëgestribbel. As ek die volk van Israel kom en vir hulle sê, as ek by die volk van Israel kom en vir hulle sê, die God van julle voorouers het my na julle toe gestuur, sal hulle my nie glo nie, hulle sal vra, en wie is hy eintlik? Sorry Here, nie snaaks wees nie, maar hulle gaan vir my vra, maar wie is jy? Jy het my gestuur, maar hulle gaan my vra, sorry, maar wie is hierdie God eintlik? En dan ken jy die gedeelte verder, die Here sê, ek is, sê vir hulle, ek is, het my na julle toe gestuur, en dan gee hy vir hom die teken van die staf, wat 'n slang word, as jy hom neergooi, en as hom optel, dan word dit weer 'n staf, julle ken die gedeelte verder en so aan, maar hierdie gesprek gaan aan. Dis asof in hierdie gedeelte kom Moses die hele tyd en hy praat vanuit hoe hy homself sien en hoe ander mense hom sien en hy vergeet dat daar 'n God is wat hom ook raak sien. Jy sien, Moses, eerstens toe hy voor God staan en God met hom praat, dis die eerste gedagte wat deur sy kop gaan is, hoe hy homself sien, wie is ek? Wat as hulle my nie glo nie? Verder in Exodus 4 sê hy, maar ek kan nie praat nie. Kom die Here mos en sê, maar stuur jou broer en Aaron en ons ken dit en ken die storie. Maar die gedagte is, die eerste wat by hom opkom is, hy word gekonfronteer met hierdie waarheid van wie God is en oor sy lewe kom spreek. En aan die eerste prentjie is, hy kyk nie die spieël van homself en dit wat hy raak sien, voel hy, maar dis nie goed genoeg nie. Eintlik sê hy vir die Here, hierdie persone 'n verkeerde persoon gekies.
Jy weet, ek dink eerder miskien het dalk is daar 'n Joses gewees of dalk was daar 'n Kosus gewees. Maar ek is Moses. Jy dalk net die verkeerde ou gekies. Voel hy dalk. Sê Here, jy moet my help. Maar ek dink jy het 'n foutjie gemaak. Jy sien, want Moses, die probleem is die oomblik toe hy gekonfronteer word met die ewigheidsperspektief wat die Here oor ons spreek, toe dink hy dadelik aan sy verlede. Hy dink aan wie hy is, wat hy gedoen het asof al hierdie dade wat hy gedoen het om nou moet kwalifiseer. Jy weet, en as hy iets gedoen het wat nie reg was nie, dan beteken dit hy diskwalifiseer homself dat God hom nie kan gebruik nie. Jy sien die probleem met sonde is, ek dink nie sonde is hierdie groot probleem vir God nie, want Jesus het met sonde gedeel, maar sonde is 'n huge probleem vir ons, want ons sonde laat ons so skuldig voel, dit verwyder ons van God af. Dit maak dat ons onsself diskwalifiseer. Sonde maak dat ek wegdraai van God af. Sonde maak dat ek die doel mis wat God vir my voorleef in die ewigheidsperspektief het. Sonde is die ding wat my laat wegdraai van God af. As jy sondig, en ek wil dit vir vanoggend so stel, ek dink nie as jy sonde doen, draai God sy kop weg en hy sê, dink die Here het jou nog steeds lief. Ek dink dis wat ons doen. Dis wat sonde met ons maak. En dis hoekom sonde so groot probleem is, want sonde is die ding wat jou wegdryf van God af. En dis wat Moses doen. Die eerste ding wat hy doen toe hy met God gekonfronteer word, is hy dink aan, maar ek het al 'n Egiptenaar doodgeslaan. Ek het moord gepleeg. Ek het verkeerd gedoen. Here, U kan my tog nie gebruik nie. Daai daad diskwalifiseer my dat U my kan gebruik. Here sê vir hom, ek wil jou net gou uit hierdie interne en eksterne realiteit verwyder en sê daar's 'n groter prentjie. In hierdie prentjie het ek jou gekies want ek wil jou gebruik want ek is lief vir jou en ten spyte van al die goed wat jy gedoen het, hoor mooi hierdie een ding, ek wil jou gebruik. Jy sien, hy sien sy mislukkings, sy tekortkoming, al die goed sien hy raak. Jy sien, in sy oë sien Moses homself as onbekwaam. En dit kan miskien ons wees. Jy kan miskien 'n lewe leef waar jy jouself as onbekwaam sien. Miskien as dit kom by jou verhouding met die Here, miskien as dit kom by jou verhouding in jou familie of jou gesin of jou vrou of miskien by die werk in wat jy doen. Jy kan jouself miskien as onbekwaam sien. Want dan moet jy mens amper gaan en sê, Here, maar ek weet, daar's 'n groter prentjie. Ek gaan my nie kwel oor hierdie rooi gedeeltjie nie. Daar's iets meer, daar's iets groters as dit en dit is U. En ek verstaan dit nie noodwendig altyd hoe God se liefde en genade werk nie, maar dit beteken nie dat ek nie glo daarin nie. Sien, die tweede spieël, hierdie het 'n groot uitwerking op ons. Want die eerste een gaan maar oor jouself, nê. Maar die tweede een dra by toe hoe jy voel oor jouself. En dit is hoe mense Moses sien, hoe mense jou sien. Ja, jy kan nie sit en jy kan cowboy wees en vir ons sê, ag, dit pla my glad nie. Mense vir my sê, dit pla my nie. Man, niks nie. Post bietjie iets weer op Facebook en check, hoeveel likes het ek? Pla my nie wat mense vir my sê nie. Net my posts like. So ons almal het ergens maar hierdie prentjie van, ek wonder wat dink mense van my? Ek wonder of mense van ons gesin hou, wat dink hulle van my kinders? Weet al hierdie goed, dis belangrik. Nou Moses in dieselfde prentjie, jy sien, want die prentjie waar God hom ingeroep het, ingestuur het, was 'n klomp mense wat hom glad nie geglo het, hulle het hom nie vertrou nie. In Egipte het hulle gekom en hulle het vir hom gesê, wie het jou, dis eintlik wat ek moet sê is, wie het jou oor ons aangestel? Jy, nee, het nie eers hier groot, jy het in die, wag 'n bietjie, die Farao se dogter, onthou jy daai storie uit? Sy het jou mos gevat, en jy het 'n lekker lavish lewe geleef, terwyl ons moes klippe kap, en nou kom jy, en jy kom sê vir ons, hoor jy, is tyd om te trek. Wie het jou oor ons aangestel? Verstaan jy, die prentjie wat die mense om hom gehad het, wie is jy? Nee, jy het nie in my skoene geloop nie. Jy het al gehoor iemand sê dit vir jou. Jy het nog nie in my skoene geloop nie. Jou worldview, Moses, en my worldview is twee verskillende planete, my ou. Jy verstaan nie. So wie gee jou die reg? Wie het jou oor my aangestel? Dis wat gebeur het in die begin. Dan, julle kan daai gedeelte lees, ons ken die verhaal in die woestyn, kla hulle murmureer. Ek het in hakies Afrikaans gesit vir murmureer, moan. Hulle beskuldig hom. Hulle tree op teenoor hom, hulle kom op 'n stadium by die Rooi See.
Hulle sê, hoorie, perd, Moses. Ek wil nie snaaks wees nie, maar jy het ons nou net tot hier toe gevat en hier gaan ons almal sterf. Sien jy nou? Plaas ons maar in Egipte gebly het, plaas ons maar op klippe gekap het. En hierdie ouens, hulle beskuldig hom, hulle vertrou hom nie. En ek dink hy moes baie keer, en ons lees dit nie altyd, maar ek dink hy moes baie keer vir Here gesê het, Here, ek het vir U gesê, as vir kere Moses wat jy weet het, onthou ons het nie oor gepraat, daai bos. Here, ek is nie seker of, ek weet nie, ek het nie al die kennis nie, Here, ek weet nie hoe om hierdie goed te doen nie, ek het nie idee waartoe om te gaan nie. Ek dink hy het hierdie gesprekke gehad. Jy sien, hy skryf daar, hoor baie mooi, mense sien Moses deur hulle omstandighede, en nie deur die roeping van God op Moses se lewe nie. So, daar kan 'n roeping van God op jou lewe wees, maar mense sien nie die roeping raak nie, mense sien jou raak deur hulle bril, deur hulle oë, deur hulle omstandighede. En as jy nie optree binne hulle verwagting nie, verstaan jy, dan is jy pateties, jy is swak. Dit laat my dink aan een of ander rugby coach in ons land. Vir wie ek baie lief is, amper sê is. As jy nou 'n blou bil is, sal jy verstaan, is maar seer. Ons sny nou gras op Saterdag. Ja. Die prentjie is, deur my verwagting, deur mense se verwagting, sê hulle goed oor jou, sien hulle jou raak. Dit beteken nie dit is wie jy is nie. Dit beteken dit is 'n ander ou se prentjie van jou, maar hy verstaan nie die roeping wat die Here in jou lewe het nie. Hy verstaan nie dit wat die Here vir jou gegee het nie. So mense is maklik, daai speel is maklik om 'n klomp goed te sê, want dat die ouens wat dit sê beter voel oor hulle omstandighede, waar hulle in is. Maar dit het niks te doen met wie jy werklik is nie. En as ons heeltyd gaan vashou en gaan aanhou oor wat mense oor ons sê, om ons goedkeuring van die mense af te kry, ja, en ek weet, mense se opinies is belangrik. Moet dit ook nou nie afskryf en sê, wel, ek het 'n saak nie. Ek wil maar, moenie dat dit jou lewe dryf nie. Gaan en sê, goed Here, hoe ek myself sien is, daar's 'n spieël van myself, daar's 'n spieël van ander mense, maar die belangrikste ene, die een wat ons na moet kyk, is hoe God ons sien, hoe God vir Moses gesien het. Nou, beteken dit die manier hoe Moses homself sien, God sien hom op 'n heeltemal ander prentjie, beteken dit Moses is reg en God is verkeerd? Ek dink dit is dan eintlik eenvoudig om te sê, nee Here, dis logies, God is altyd reg, want God is alwetend, so God is reg, Moses is verkeerd. Rian, dalk is jy bietjie verkeerd, nê? En dis die waarheid, want dis wat die woord sê, dis wat God sê. So God se siening is die een wat regtig saag maak. Volgens God is Moses betroubaar, eintlik gesê dat die betroubaarste man op aarde in daai tydperk wat hy gekies het. Dis hoekom hy Moses gekies het. Hy sê hy's 'n leier, hy sê hy's sy dienaar, hy sê hy's sy verteenwoordiger. Wat vir my baie mooi is, hierso in Lukas lees ons toe Jesus op die berg kom met die oomblik van verheerliking, toe daar is Petrus en Johannes en Jakobus saam met hom. Hulle stap hier teen die berg op en die volgende oomblik is hier 'n lig wat skyn op Jesus, so helder dat Jesus se gesig begin skyn van die heerlikheid, en die volgende oomblik wees op die berg Moses en Elia. So reël, hier staan Moses, asof God wil sê, Moses, verstaan jy nou die ewige realiteit? Jy was op aarde, jy is so ge-worry vir mense om net water in die woestyn of kos in die woestyn te hê, en kyk waar is jy nou? Nou is jy al jare lank oorlede op hierdie aarde, maar ewe skielik verskyn jy weer op hierdie aarde, want jy leef nou binne 'n ewige realiteit, en dis my realiteit. En daai moment was so reël dat Petrus sê, kom ons bou vir jou ons 'n paar gazebos. En met eens, toe hulle weer kyk, is dit net Jesus en hulle alleen op die berg. En hulle besef, ons as mens het nou te doen gekry met die ewigheid 'n realiteit. Vir 'n oomblik het Jakobus en Petrus en Johannes se gedagtes van 'n interne en 'n eksterne realiteit geskuif, en hulle kon 'n ewige realiteit raak sien. En daai ewige realiteit is die heeltyd by ons en om ons en saam met ons. Ons is nie weg van dit nie. Daar waar jy alleen voel, beteken dit daar is 'n ewige realiteit, 'n groter prentjie wat God in plek het en in werking het vir jou lewe. En dis so eenvoudig soos dit, om te besef, Here, die Here vir Moses sê het, maar ek is by jou. Beteken hy, my ewige realiteit is by jou elke dag tot in die ewigheid. Moses het dalk eers daar verstaan wat God vir hom gesê het by die brandende bos. Daar's 'n ander prentjie.
en dis God se prentjie. Jy sien, volgens God is Moses betroubaar. Dit is selfs na Moses se groot fout. Die Here sê, hulle kom in die woestyn, almal is dors. Ek gaan vinnig deur gaan, julle ken dit, hulle is almal dors, en hulle kom ons niks water, en die Here sê vir Moses, spreek hierdie rots aan, en sê met water gee, en Moses kom, en hy dink homself, hy so bietjie, ek weet al hoe om die te doen, ek sal dit doen, hy het my krag, my autoriteit, en hy slaan die rots, daar kom water uit, maar die Here sê, dis nie wat ek vir jou gesê het nie. Nou, hy het eintlik presies teenoor God opgetree, amper in homself begin optree, en begin voel, maar hoorie, I know I can do this, en die Here kom, en hy sê, vir dit is daar, gevolge, maar daar's nie verwerping nie. Verstaan jy? Die sonde, die verkeerde optrede, die ongehoorsaamheid, daar is gevolge, maar daar is nie verwerping nie. Want dis hoekom die gedeelte wat ek nou gaan vertel het in Lukas lees ons is hy saam met God op die berg. Met ander woorde, die Here sê ek verwerp jou nie, maar hoor net mooi. Daar mag dalk 1 of 2 gevolge wees. Die pad in die woestyn word nou 40 jaar journey. So God sien Moses nie net in daardie tydstip van sy lewe nie, maar hy sien Moses ook deur die bril van die kruis, en hierdie is iets ons altyd moet verstaan, omdat God in die ewigheid prentjie is. Moses het lank voor Jesus, was Moses op die aarde, maar God verstaan reeds die eindprentjie, en hy kyk deur daai en besef Moses, maar jy's ingesluit in hierdie heerlikheid wat Christus Jesus aan die kruis doen. Het gaan nie oor die ongehoorsaamheid of gehoorsaamheid op hierdie stadium, jy verstaan dit, daar's 'n droom van my oor jou lewe. Al wat jy moet doen is ontdek dit, leef deur hierdie droom. En die ander goed gaan amper 'n bysaak raak, die eerste 2 spieëls gaan 'n bysaak raak, want dit gaan oor wie ek is. Jy sien die kruis is vir my waar alles in die lewe verander, en ek wil jou vat net na hierdie oomblik toe vir wat beteken dit. So ons kan nou ek wil nog lank aangaan oor hierdie storie, maar die vraag is, wat beteken hierdie woord, hierdie moment, die kruis van Christus, die ewige realiteit, wat beteken dit vir ons? En as jy mooi daaraan dink, ons is nie eintlik so anders as Moses nie. In die kerk wil jy altyd die ander ou blameer. Ja, Moses, die ou dom ding. Hoe kon Moses voor God gestaan het? En hy het dit nie verstaan nie. Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees woon binne in jou. So jy's maar presies dieselfde. Ons almal is dit om te sê, jy het 'n keuse. Here, gaan ek myself sien deur my oë of ander se oë? Of kies ek vandag om te sê, Here, ek kies om my te sien deur u oë, hoe u my sien. Ek skryf daar, ons sien onsself deur skuld en vrees. Wat bring môre? Wat het ek gedoen in my verlede? Mense sien ons deur mislukkings en foute. Maar God sien ons deur die afgehandelde werk van Jesus Christus aan die kruis, en hy sê, daar's 'n prentjie, ek het 'n droom. En weet julle wat, dis so mooi, God droom oor elke mens, want dis wat Psalm 139 sê, voor jy gebore was, lank voor elke mens daar was, God elke dag van jou in 'n lewensboek opgeskryf. So in Christus, hoor dit mooi, sê vir jouself, Here, in u het u my verlede kom uitvee. So ek is nie 'n produk van my geskiedenis nie. Ek is 'n nuwe liggaam, die ou dinge is verby, die nuwe het aangebreek, ek is nou 'n kind van God. Verstaan? Dis die interne realiteit. Wie is ek? Ek behoort aan hom, ek is sy kind. Jy is nie wat mense oor jou sê nie. Mense sê goed, dan sê jy, maar dit wat hulle sê, verander nie my identiteit in Christus nie. En dan die ewige realiteit natuurlik, jy is wie God sê jy is. Ek wil jou vra om vanoggend, net vir 'n oomblik, miskien kan die worship team na vore kom, net jou oë so, voor jy oë toemaak, lees net daai vraag. Dan gaan ons 'n bietjie bid vanoggend hieroor. Die vraag is, waarvoor wil jy geken word hierdie jaar? Maak jou oë so toe en dan sê Here, ek voel ek staan soos Moses voor hierdie brandende bos vanoggend. Miskien kan jy met die Here praat oor jou die een spieël, hoe jy jouself sien vanoggend. Miskien is dit 'n plek om te begin en te sê, Here, ek wil graag geken word as iemand wat
hulle identiteit in Christus verstaan, wat leef met hierdie nuwe uitspraak van God oor my lewe, maar Here, as ek in die spieël kyk van myself, hoe ek myself sien, dan voel ek ook maar, ek skiet tekort, Here. Miskien kyk jy in die tweede spieël en jy sê, Here, maar ek voel goed eintlik oor myself, want ek verstaan wie ek is in U, maar Here, help my, want die prentjie wat mense het, by die werk, hulle dink ek is onbekwaam. Miskien is dit my kinders wat na my kyk, en hulle dink net, ek is nie goeie genoeg ouer nie. Dalk is dit familie, dalk is dit vriende. Here, ek weet, hier binne my is 'n gevoel van ek weet wie ek is, ek weet ek is goed genoeg, ek weet ek het my geroep en ek verstaan dit, maar Here, die opinies van mense om my laat my maar verskriklik klein voel. Maar ek wil hê ons volgens skuif na die derde spieël. Sê Here, maar hoe sien U my? Kom ons vergeet van daai rooi gedeelte van die tou. Kom ons probeer voor God staan in 'n ewige perspektief en sê Here, hier is ek, hoe sien U my? Wie is ek? Deur die oë en die woord van God gaan vir jou kom bevestig wie hy is. Maar ek kan vanmôre vir jou sê, ons het dit gesing in die begin, die Here sê, ek is lief vir jou. Dis wat die Here vanoggend vir jou wil kom sê. Die Here wil vanoggend vir jou kom sê, ek wil hê jy moet jou lewe bou op 'n soliede fondasie van my liefde vir jou. As jy vanoggend opstaan, moet jy jou voete op die grond kan sit en die eerste ding wat deur jou kop moet gaan, gedagtes is, God is lief vir my. God het 'n plan vir my. God het my gekies. God sien my as 'n leier. God sien my as iemand wat hom verteenwoordig. Ten spyte van hoe ek myself sien en ten spyte van wat mense sê, dis wat ek vanoggend kies om te glo. You are my firm foundation, Lord. Hierdie gedagtes is waarop ek vanoggend staan en wat ek hierdie dag ingaan. Here, dankie dat elke persoon vanmôre geleentheid het om U te kies. U gedagtes bo ons gedagtes. Jy kan dit doen vanmôre as jy sit. Ek gee so 'n oomblik en dan gaan ons afsluit daarna met 'n song, maar net vir so 'n oomblik, so 'n minuut of wat. Sit net hier en praat met die Here. Here, ek kies U bo my gedagtes. Ek kies U bo mense se gedagtes. Ek kies U. Kom ons doen dit. Hier waar jy sit. Kom ons praat met die Here. Standing on resurrection ground, living a life that has been found in you. You have redeemed me from my sin. Rivers of life now flow within. You've made me near. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. I'm walking on resurrection roads. I'm living a life that's full of hope. Hope in you. No longer a slave to my
come, all because of Christ the Son. We're lifting up our voices one. The old is past, the new has come, all because of Christ the Son. We're living